Broers en susters, dis 'n erediens. En die feit dat jy hier is 'n stukkie wonderwerk. Die Here het dit op jou hart gelê, dat jy hier moet wees, want hy wil met jou uit sy woord praat. Hy wil jou toerus, want hy vertrou jou om jou uit hierdie kerkgebou uit te stuur, na daar waar jy leef en werk en sport speel, sosiaal verkeer, om sy oë, sy mond, sy woord te wees, vir mense wat gebuk gaan onder lewensbelangrike vrae. Daarom is ons hier. Want die Here Jesus het gesê, waar 2 of 3 bymekaar is, daar is ek. So hy is die lewende Here hier, vir oggend, vanuit sy woord, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ek vra vir u om saam met my 'n oombliekie in gebed te gaan, vir die Here te vra, Here, maak my gereed. Maak my ontvanklik, want ek wil hoor wat u vir my sê. Ek wil luister, ek wil uitgaan, en ek wil gaan deel word van daardie antwoord wat mense op hierdie stadium, in hierdie tyd, aan die wêreld vra. Kom ons word 'n paar oomblikies stil voor die Here. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid. Here, u het self gesê, ek is die Alfa, ek is die Omega, ek is die begin en die einde van alles. Ek is die een wat was, ek is die een wat is, en ek kom weer met belofte op die wolke. Here, dit is vir u wat ons aanbid, die enigste, waaragtige en ware God. Amen. Ek groet u broer en suster, genade vir u elkeen en vrede. En dit kom van God af, hy is ons Vader in die hemel. Dit kom van Jesus af. Die een wat ons bely as die opgestane Here. Kom van die Heilige Gees, God self, die Gees van die waarheid, hierdie waarheid, God se woord. Goeiemôre gemeente. Dis lekker om Here te kan loof en prys met ons stemme, met ons instrumente, met ons gawes en talente. So, wow, dit het ewen geruim. Kom ons staan op en ons loof die Here se naam. We will sing, sing, sing and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Ons 'n bietjie van 'n probleem met die woorde, maar sing saam. We will sing, sing, sing and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not
gee vir die Here 'n lofoffer. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place.
worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Touching every heart, I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Broers en susters, die woord van die Here kom tot ons vanoggend uit die evangelie volgens Johannes. En ook ander gedeeltes, maar in besonder uit die evangelie van Johannes hoofstuk 1. Net 'n bietjie agtergrond is dat die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om hom te vra, wie is jy? Daarom gaan vanoggend se prediking juist daaroor dat ons weer eens met dik lyne kan onderstreep wie ek is.
Maar nie sommer wie ek is in die algemeen nie, maar wie is ek in Jesus Christus? Daarom gaan dit, en in die wêreld is dit belangrik dat mense wil weet wie hulle is, hulle identiteit wil hulle koppel aan iets. Ek het so 'n plakboekie met klomp dinge wat ek uitknip uit koerante, wat mense versamel om uiteindelik hulle lewe en te sê, maar ek versamel hierdie want dit gee vir my bietjie identiteit. Nou ek gaan nie al daai goeters noem nie, maar ek gaan 2 of 3 van hulle net noem. Die een daarvan is een ou besit die valstande van Napoleon. Vir wat? Maar dit gee vir hom 'n bietjie identiteit, want hy het iets van iemand wat waardevol is, sê hy. Die rok van wyle prinses Diana, wat sy per geleentheid gedra het, is verkoop vir etlike miljoene pond aan iemand wat sê, nou koppel ek my aan hierdie iemand. So is daar baie voorbeelde van mense wat sekere klere aantrek. Dit gee vir hom of vir haar identiteit. Daar's mense wat horlosies dra of wat ook al. Dit gee vir daai mense identiteit. Maar wanneer ons die woord van die Here oopmaak, dan gaan ek vir u lees, broer en suster, waaroor gaan die ware identiteit. En ek weet nou, u het reeds die skaapbout in die oond, en ek weet die hoender is ook al in die oond, en as die prediking 'n bietjie langer aanhou, want ek vertel verhale, en die hoender en die skaapbout het verbrand, stuur vir my die rekening. Maar ek wil hê dat dit wat die Here op my hart gelê het, wil ek by u kom aflewer. Ons lewe in 'n tyd waarin ons soek na antwoorde. Ons soek na iets waarin ons kan vashou vir die môres en die oormôres. Ons soek identiteit. En ek wil vir u vanoggend, wat u reeds lankal weet, net weer kom onderstreep en dit hier kom aflaai. Toe ek hier instap, het etlike mense my herken en kom groet. Nou die Meton gesin ken ek baie goed. Hy sal dit nou nie onthou nie, maar ek het hom gedoop. Klein Dries. Stoute klein bokker. Sy broer Pieter was weer die toonbeeld van alles wat korrek is. Maar ek het Dries se ouers baie goed leer ken. Die Meton gesin baie goed leer ken. En broer en suster, daarom kom Johannes vanoggend vir ons iets te onderstreep van wie jy is. En ons lees van 1 Johannes hoofstuk 19. Die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om hom te vra, wie is jy? Wie is jy? Toe het hy, dis Johannes, hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik het hy verklaar, hoor mooi, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, ek is nie, sê hy. Is jy dan die profeet? Nee, het hy geantwoord. Nou maar wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? En hy antwoord, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here geregheid. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. Daar was fariseërs onder die wat gestuur is, en hulle het vir hom gevra, nou maar waarom doop jy dan as jy nie die Christus is nie, en ook nie Elia nie, en ook nie die profeet nie? Johannes het hulle geantwoord, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand, vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. En ons teksvers, vers 29. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Ek wil vra dat ons die skyfie op die bord gooi. Broer en suster, reeds baie jare terug, hier in die 1500s, skilder Matthias Grunewald 'n aangrypende kruistoneel. Dit hang in die kloosterhospitaal in Isenheim.
Maar die hande speel 'n besondere rol in hierdie skildery. En reeds het hierdie skilder het hy iets raak gesien en iets gehoor en dit het hom geraak rondom wie hierdie Jesus is. Wat het mooi gehoor, die vraag aan Johannes toe en die vraag vandag, wie is jy? Wie is jy vandag daar waar jy as man en vrou saamleef? Ouers met hulle kinders. Wie is jy daar by die werk? Daar waar jy sport speel, daar waar jy sosiaal verkeer? Wie is jy? En dan sien ons die hande en ek weet nie, jy kan dit nie baie duidelik sien nie, maar elkeen van hierdie hande het iets in besonders. Maar wat besonders is uiteindelik dat hierdie man vir Johannes geskilder het met die woord van God in sy hand. En dan meer as lewensgroot die wysvinger wat wys na die Here Jesus Christus toe. Daar is die seun van God. Die een wat na hierdie wêreld toe moes kom. Liewe broer en suster, dit is jou en my taak om waar ons ook al is, ons 'n styl van lewe moet hê waaruit dit musiek maak as ware, by wyse van spreuke. My lewe moet van iets getuig. Mense moet kan in stomme verbasing vassteek en sê, maar wat het nou net hier gebeur? Hoe is dit moontlik dat hierdie man, hierdie vrou, hierdie kind so kon optree? Net een antwoord. Jou lewe wys uit vanuit dit wat jy en wie jy in Christus is. Hoekom is u vanoggend hier? 'n Erediens is 'n stukkie wonderwerk wat iets sê. Dit sê vir ons dat die woord van God en die woord oor God en die woord deur die Heilige Gees in my en jou kom vanoggend tot jou om hierdie verhaal oor wie jy is te gaan verder vertel. Jy moet hierdie lewende woord, hierdie waarheid van God, gaan lees maar hoe die Here Jesus self aan die woord is daar in Johannes 17 vers 17, maklik om te onthou. Johannes 17 vers 17, bid die Here Jesus die aand voor hy sterf vir die kerk, vir jou en vir my. Hy sê dat ons getrou moet wees. Kom ek lees dit vir u, dat u nie dink ek het dit maar net self uitgedink nie. Dit staan in Johannes 17 vers 17. En hy bid, laat hulle, dis die kerk, die gelowige, laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. Kort sinnetjie, u woord is die waarheid. En ek weet broer en suster en julle die wonderlike voorreg om nou weer iemand te beroep na hierdie gemeente, iemand wat die roeping gekry het om dan hier die woord van God te kom verkondig. En wanneer hierdie woord, wat die lewende woord is van God en oor God, en die woord deur die Heilige Gees in jou wakker word, dan kan jy nie anderster nie, dan wil jy nie anderster nie, dan wil jy meer en meer weet van hierdie God, van hierdie Jesus. Jy wil jou laat leer, en iemand skryf het pragtig, hoor mooi, hy speel met woorde, hy sê, leer en word geleer om te leef soos Jesus geleef het. En nou dat jy geleer het om soos Jesus te leef, begin dan om te leef soos jy geleer het. Pragtige woordspel. Die mense moet dit in jou lewe kan sien, op jou gesig kan sien. Vertel hulle vir my. Ek het in Sannieshof groot geword. Weet nie of jy daai ou klein dorpie ken daar in verre Wes-Transvaal nie? En tussen van Sannieshof af ry jy Lichtenburg toe, en daar net noord van Lichtenburg is daar 'n groot diamantveld. Hulle vertel vir my dat die delwers het dan, hulle praat van 'n pyp van diamantgrys. Nou, ek verstaan dit nie baie mooi nie, maar lyk my dan is daar grys en dan grawe hulle dit op en daar kry hulle nou baie goeie diamante. 2 delwers, en ek gaan vir hierdie stories wat ek hier vertel, word vertel as die waarheid. En hierdie 2 delwers kom op hierdie pyp af, en hulle ontdek 2 groot diamante, maar het nie genoeg toerusting nie. Pak dit mooi toe, gaan Lichtenburg toe.
gaan koop grawe en pikke, genoeg kos, ensovoorts. Maar hulle sê vir niemand nie. As in die winkeltjie en hulle uitkom en hulle pak hulle perde wa met hierdie toerusting en proviant wat hulle gekoop het. Maar toe hulle uitkom, staan hier 'n klomp manne met hulle pakkies en grawe oor die skouer. En hierdie twee manne vra vir hulle nou, wie is julle? Sê nee, ons gaan saam met julle. Nou, hoekom gaan julle saam met ons? Ja, ons weet julle die pyp ontdek. Hulle sê, hoe weet julle dit? Ons het dit op julle gesigte gesien. Broer en suster, wanneer jou identiteit in Christus bepaal is, dan moet mense dit in jou lewe, ja, in jou gesig moet sien. Petrus skryf hier van 'n vrou. Jy kan dit maar gaan lees daar in Petrus hier in die Bybel. Staan daar, sy's 'n gelowige vrou wat met 'n ongelowige man getroud is. Dan skryf Petrus en sê, mevrou, hou net aan daarmee om te doen waarmee jy besig is, om Jesus uit te wys. Jy hoef nie 'n woord te sê vir jou man nie, maar deur dit wat hy sien in jou lewe, dit sal hom oorbring om sy identiteit in Christus te ontdek. Broers en susters, dit is wat Johannes het dit lank terug. Ek is nie die Christus nie. En dan hulle het hom gevra, wie is jy? En dan op 'n kostelike, pragtige manier beantwoord hy hierdie vraag. Ek is nie die Christus nie, sê hy vir hulle. Maar wie is jy dan? Elia of die profeet? Nee, nie ek nie. Johannes stap terug en hy plaas die Here Jesus in die sentrum van sy lewe, in die sentrum van hierdie vraestellers. En hy sê, en hy wys hom uit, as jy na daardie skildery kyk. Daarom moet jou wysvinger groter word, omdat hy gevul word met meer en meer van wie Jesus is. Jy en ek word vertrou deur die lewende God om in hierdie wêreld in te stap en Jesus uit te wys, musiek te maak deur my lewe. Ek weet nie wat u program is wat u die meeste na kyk op televisie nie. Weet jy wat is my beste program wat ek na kyk? Tom en Jerry. Die kat en die muis. Hou nou dop. Ek en my vrou sit dikwels by 'n kafeetjie dan, sy se koffiepot of 'n teepot en ek drink melksomme. Maar ek hou mense dop. Wie lyk mense in ons lewe? So loop hulle in die strate. En dis soos daai kat ook. Want dan vang hy en die muis iets aan, of die kat vang iets aan, en dan jaag hulle mekaar, en dan word die kat uitgevang, en dan loop hy so. Die wêreld se probleme op sy skouers. En daarom, broer en suster, moet ons identiteit uitleef, sodat mense die hoop kan kry, om elke môre op te staan met 'n lied in hulle hart, en dan in hulle lewe uit te gaan, en te gaan leef, soos die Here Jesus vir ons geleer het om te leef. Hoe doen ek dit? Maar kom ons maak dit eers moeiliker. Wanneer jy jou identiteit in Christus ontdek, dan kry jy 'n stuk vreugde. Want die Here God het sy belofte deur die Heilige Gees uit sy woord in jou hart wakker gemaak om wat te doen. Hoor mooi, dis is waaroor die hele woord gaan. En dis wat hierdie skildery vir ons wil uitwys, wat Johannes vir ons leer in daai skildery wat Matthias Groenewald lank terug al verstaan het. Jou lewe vanuit die woord, broer en suster, is om beskamend te begin leef. Want iemand wat in Christus is, sy identiteit in Christus is om beskamend te leef. En toe ek die eerste keer daai woord hoor, was by 'n begrafnis, en die dominee praat van hierdie persoon wat afgesterf het, dat hy beskamend geleef het, en toe is ek dadelik kwaad. Hoe kan hy dit sê, want ek ken hierdie persoon, en hierdie persoon was 'n baie wonderlike man, tot ek die betekenis van die woord beskamend opgesoek het. Wanneer jy jou identiteit ontdek, dan kan jy nie anders nie, en wil jy nie anderster, as om beskamend te leef nie. Beskamend beteken, jy het jou laat leer, laat toerus uit die woord, om soos Jesus te leef.
Dan maak jy ander mense wat nie so leef nie, skaam. Dis wat die woord beskamend beteken. Jou lewe en jou styl van lewe, jou manier van doen, moet wees dat Christus in jou lewe raak gesien kan word. Jy word 'n venster. Jy word sy ambassadeur, dat mense in jou kan sien. So jy maak ander mense skaam om te wees soos jy is. Dis wat Johannes vir ons hierso sê, om beskamend te leef. Iemand het dit pragtig geskryf, ek gaan dit vir u voorlees. Wanneer Johannes verklaar ek is nie die Christus nie, dan sê hy, maar wie is jy dan? Dan sê Luther het dit so verwoord. Ek gaan dit verbatim so lees soos ek dit uit die Duits vertaal het. Ek is nie die een na wie julle hinker nie, sê Johannes. Ek is nie die verlosser nie. Het nie die woorde van die ewige lewe nie, en ook nie die antwoorde op julle lewensvrae nie. Ek is nie die oplossing vir julle probleme nie, bied geen sin nie, maak nie heel wat gebroken is nie. Ek kan julle nie van julle sonde bevry nie, nie julle skuld op my neem en julle vryspreek nie. As julle dit alles by my soek julle op 'n verkeerde plek, sê Luther. Die adres is daar. Dan wys hy, Johannes wys uit, daar is die lam van God, die een wat die sonde van hierdie wêreld wegneem. U en ek is vanoggend weer opnuut die instrument, die voertuig van hierdie boodskap. Want ek aanvaar, broer en suster, u is hier omdat u Jesus ken. Ek is hier en ek aanvaar dat Jesus in u lewe gekom het. En u bekeer het van die ou lewe na die nuwe lewe. Daarom kan jy nie meer dieselfde wees nie. Jy's anders, en dit moet ek net kwalifiseer. Onthou, Christene is nie beter as ander mense nie. Hulle is anders. Christene is anders as die wêreld. Dit is nie maklik nie, broer en suster, ek weet dit. Maar God het ons beloof, juis omdat jy geluister het na my woord, en my woord joune gemaak het, daarom kan jy nou beskamend lewe. Soos met daai delwers, hulle moet dit op jou gesig kan sien. Jy hoef nie 'n woord te sê nie, mevrou. Leef net wie jy is in Christus, en jy sal iemand oorbring. Jou styl van lewe, jou manier van doen. Net toe ek van Potchefstroom af die beroep aanvaar het na Quellerina, toe ry ek op daardie pad daar by die Hiperama verby, Hendrik Potgieter. En toe ek terugkom, toe is daai groot advertensiebord. En weet jy wat staan op daai advertensiebord? If you feel far from God, guess who moved? Ek gooi amper die kar om. Ek trek toe af en ek stoot terug en ek wil hierdie ding baie mooi bekyk. En toe besef ek, die mense wat dit daar opgesit het, verstaan iets van hulle identiteit, verstaan iets van God. En ek gaan dit probeer, as God hier is, dan word daar dinge in my lewe belangriker, want ek moet eintlik naby God, by God leef. Maar nou word iets vir belangriker as God, en ek pak hom tussen my en God in. Dan word daar nog iets belangriker, en ek pak hom tussen my en God in. En dan word daar nog iets belangriker. Kan jy sien, nou al verder, toe begin ek daai advertensiebord verstaan. If you feel far from God, guess who moved? God het nie gepad nie. God het nie verdwyn nie, maar ek het elke keer iets belangrikers van die wêreld tussen my en God geplaas, sodat daardeur hierdie dinge wat ek tussen my en God geplaas het, 'n godsverduistering laat plaasvind het. Ek kan God nie meer hoor nie. Ek kan God nie meer sien nie. Wie se skuld is dit? Guess who moved? Ons moet weer kom by daai punt waar Johannes van sê, daar is die seun van God. Dis die een wat jy moet aanbid. Niemand anders nie. Ek het in die regte gestudeer, aanvanklik met die oog op 'n diplomatieke loopbaan. En
Nou ken ek bietjie die regswêreld en ek het vir 16 jaar by die akademie en in die private sektor het ek in die regswêreld gewerk. En hulle vertel vir my die storie van 'n jong prokureur wat deur al sy kursusse gegaan het nadat hy ook sy LLB graad gedoen het. Nou moet hy al die eksamens deurkom om eintlik toegelaat te word as 'n prokureur en hy doen al daai goeters. Briljante jong man. En die senior vennote het sy werkywer raak gesien en hom toe genooi om 'n junior vennoot te word. In tyd van ons lewe, die wat in die regswêreld werk, weet hoe moeilik is dit deesdae om in die regswêreld te wees en ook om nou iemand in te kry. Die jong ouens wat nou in die regswêreld wil ingaan, vind dit baie moeilik om vennootskappe te kry. Maar hierdie jong man word genooi en dan moet hy op daardie Vrydag moet hy kom. En moet hy net sy 'n toespraakie lewer en dan gaan hulle sy vennootskap vir hom aanbied. En hy hardloop daai oggend opgewonde die straat af en toe hy om die hoek gaan van die gebou waarin hulle werk, toe hardloop hy 'n blinde man wat met sy wit kiertjie in die een kant hand en in die ander hand het hy 'n mandjie met pragtige vrugte wat gedrapeer is. Hardloop hy onderste bo. Die vrugte spat die hele sypaadjie en in die pad is spitstyd. Die karre ry daai al daai vrugte sommer pap. Hy's in die gebou en hy druk vloer 14. En toe hy bo kom en die huisbak skuif, die deure skuif oop op vloer 14. Toe klim hy nie uit nie. Hy druk weer grond. En toe hy daar onder by die sypaadjie kom, te sit hierdie blinde man nog steeds daar. En hy vra vir hom: "Hoekom het jy die mandjie met vrugte vandag saamgedra?" Toe sê hy: "My verloofde verjaar vandag en dit was haar geskenk, ek was op pad na haar toe." "Waar het jy die mandjie gekoop?" Hy sê: "Nee, hier by die groenteboer, net hier om die hoek." Hulle gaan en hulle pak weer 'n pragtige mandjie. En hier stap die twee. Hulle kom by sy verloofde en hy sit die mandjie neer en die blinde man vertel vir hierdie verloofde van hom wat gebeur het. En sy kyk hom in die oë, hierdie jong prokureurtjie. En sy vra vir hom: "Is jy Jesus?" Hoor jy wat ek sê, broer en suster? Jou styl van lewe moet jou as ware die identiteit van die Here Jesus laat aanneem dat jy nie anderster kan nie. Dat jy nie anderster wil nie. En dat dit wat jy doen op so 'n manier gedoen word dat jy 'n verskil maak. Dit is wat Johannes vir ons wil leer. Wanneer ons identiteit ontdek en ons begin om beskaamend te leef, dan laat ek 'n stukkie van die hemel hier op aarde aanbreek. Ek maak God se hart en ek maak God se wil deur my aan die wêreld bekend. Dis wat Johannes vir ons leer. Wie is jy? Jy moet die wil en die hart van God gaan uitleef. Jy moet, wanneer jy gehoor het, en ons het almal vanoggend gehoor, want mens het eers regtig gehoor as ons geluister het. Weet jy hoe dink die Jode? Jou hart is die sentrum van waar alles ontstaan. En wanneer jy hierdie iets wil doen, iets wil kies, dan verwerk jy dit hier. En as jy dit hier verwerk het, dan doen jy dit. Hier en hier. Jy moet uit die kerkgebou stap vanoggend, omdat jy die woord van God gehoor het, want hy vra ook vir jou, wie is jy? En ek is nie die Christus nie, ek is nie Elia of die profeet nie. Ek is maar net daardie een wat hom uitwys deur my lewe. My lewe is 'n lied wat sing van Jesus. Nog 'n storie. En ek weet jy sê nou vir my, daai hoender en daai bout is nou al besig om te verbrand. Maar broer en suster, hierdie ouers het 'n Down-sindroom seentjie. Jy ken die Downsies, die wonderlikste kinders. Eerlik, opreg. Sê 'n ding soos hy is. Maar as hemelse kindertjies.
En hierdie ouers het besluit om hierdie seentjie nie na 'n inrigting toe te stuur nie, maar na 'n normale skool toe. Aanvanklik was dit vir hom en vir die skool en vir sy maatjies moeilik om hom te aanvaar vanweë sy styl, sy manier van doen. Maar hulle het hom kerk toe gebring ook. En daar het hy by die sonndagskool geleer en hierdie juffrou was so entoesiasties oor wie Jesus is. En die Sondag was in die Paastyd. Het sy paaseiers, jy weet mos hierdie paaseiers wat mens koop, waar jy die twee van mekaar kan afhaal, dan is daar gewoonlik ietsie binnekant. Maar die juffrou het verskillende kleure paaseiers saamgebring, vir elke in haar klas een gegee. En sy sê vir hulle, nou moet julle uitgaan, in die tuin van die kerk. Nou moet julle ietsie kry, wat julle in hierdie eiers sit. En dan moet julle vir ons kan sê, wat is die boodskap daarvan? Hier ken ons nou die ouetjies van so 7, 8 jaar. Groot lawaai uit die klas uit, en is in die tuin, en dit gaan te kere, en daar is hulle terug. En die juffrou maak die eerste eier oop, daar's 'n klippie. Jesus is my rots. Pragtig. So maak weer enetjie oop, met 'n blaartjie wat groen is. Jesus dis lewe vir ons. So gaan sy deur alles. En toe sy weer, hier maak sy 'n eier oop, en hy's leeg. Daar's niks binne-in nie. Wie se eier is hierdie, sê juffrou? Wie steek sy handjie op? Klein Philip, die Down syndroom seentjie. Maar Philip, het jy nie gehoor wat ek gesê het nie? Ek het dan gesê, julle moet iets gaan kry wat iets van Jesus sê. Ag, Philip, jy moet altyd anders ter wees en jy koor al die maatjies. Juffrou, my eier is leeg, sê hy, want Jesus se graf is leeg. Hoorie wat sê daardie seentjie van 7 jaar met sy Down syndroom probleempie. Hy verstaan wie Jesus is. Wie en hoekom Jesus na hierdie wêreld toe gekom het. En nou moet jy en ek hom uitwys. Daar is die seun. En dit het klein Philip gedoen. Aangrypend gedoen. Om op 'n besondere manier vir Jesus uit te wys deur 'n leë paaseier. Want die graf is leeg. Ek gaan afsluit, broer en suster. Ek pleit by u om ook te sê ek is nie die Christus nie. Ek is nie 'n profeet soos wat hierdie mense van my verwag het nie. Maar wat ek wel is, ek het 'n identiteit. En my identiteit is om vir Jesus in hierdie wêreld teenwoordig te maak. Hoor mooi, deur my lewe, deur my styl van lewe, my manier van optrede, my manier van sê en manier van doen. Daarom laat jou leer om soos Jesus te leef. En as jy daardie toerusting het wat God beloof hy sal vir jou gee, begin dan leef soos jy geleer is. Wat sê Johannes? Ek het my toegelaat om geleer te word. Nou kan ek hom uitwys. Nou wil ek hom uitwys en nou sal ek hom uitwys. Jy is anders, broer en suster. Nie beter as ander mense nie, maar in Christus is jy anders, want jy leef beskamend. Jy leef omdat jy Jesus in die sentrum van jou lewe geplaas het. En vanuit dit sien ander mense, sien die wêreld hom raak deur jou lewe, want God vertrou jou. In my afsluiting gebruik ek 'n Engelse frase wat nie lekker op Afrikaans gesê kan word nie. Al wat ek vir u vra is, luister mooi daarna as ek dit vir u gaan lees. En gaan leef 'n beskamende lewe, 'n lewe wat 'n verskil maak. Hier kom dit. Nou, as julle daai ou kry wat dit geskryf het, wil ek hom dadelik ontmoet, Anonymous. Ken julle daai ou? Hy's nêrens nie, maar hy het hierdie wonderlike woord geskryf. Hy sê, en daarom pleit ek by u in afsluiting, gaan maak 'n verskil om Jesus uit te wys. Hierdie ou sê, for a difference, to be a difference, it must make a difference. Or what difference does it make? As jy nie 'n verskil maak nie, broer en suster,
kan jy nie vir Jesus uitwys nie. Leer hom weer ken, opnuut, en gaan maak daardie verskil. Ek glo dit van elke een van julle. Amen. Here, dankie dat U God is, wat in ons harte kom werk, sodat ons daardie verskil kan maak. Daardie verskil wat die wêreld op so 'n plek sal plaas waar hulle saam met Johannes en saam met ons kan uitwys wie U is. Ons identiteit in Christus kan bepaal. En daarom, Here, is dit vir ons 'n wonderlike voorreg dat U vir ons vertrou om 'n verskil te maak. Help ons dan in hierdie gemeente ook, help hierdie gemeente om te groei, om mense toe te rus, mense die woord van die Here te leer, sodat hulle, soos daai skildery uitwys, Jesus uit te wys vanuit die woord. En dat daar 'n verskil kan wees, 'n enorme verskil. Daarom bid ons vir al die siekes in die gemeente. Ons bid vir hulle wat hartseer is oor die afsterwe van 'n geliefde. Ons bid vir elke iemand vanoggend in hierdie kerkgebou is dat die Heilige Gees weer opnuut hulle harte kan warm maak met U woord wat die waarheid is. Dankie Here dat U ons vertrou met hierdie kosbare besitting, U woord. Word dan verheerlik deur hierdie gemeente wanneer hulle 'n persoon gaan beroep wat U weet watter een moet kom. Wie moet kom? Vir een rede. Om Jesus ook hier te kom uitwys. Sodat hierdie gemeente al meer en meer beskamend kan lewe. Sodat die wêreld in hierdie omgewing kan sien wie hulle is. Here, dankie dat U hierdie evangelis Johannes lank terug gebruik het. Om hierdie verhaal te vertel eerstehands, want dit het met hom gebeur toe daar gevra is, wie is jy? Vra dit vandag vir ons, Here, wie is jy? En dat ons met daai skildery as metafoor kan gebruik vir sê, daar is Jesus, hy is die een, die Seun van God, wat die wêreld se sonde kom wegneem het. Ons bid dit in sy naam. Amen. Kom ons sluit af, broers en susters. Baie keer as ek vir die lofsangprys groep my tema stuur, is ek altyd verras, maar so wonderlik verras oor die liedere wat hulle kies wat so pas by dit wat ons gepreek het. Baie dankie vir julle moeite en dankie ook vir die kerkraad, vir almal wat die feit dat ek 'n uitnodiging kon kry. Die dominees werk altyd so hard in hulle gemeentes om die gemeente vol te kry. En dan kom een ou soos ek en hy preek die kerk leeg. Broers en susters, bid maar vir my ook. Ek is 'n kankerpasiënt, maar die Here het vir my op 'n pad geplaas. Dit is nie my storie met God nie, maar dit is God se storie met my. Hou my dop. Watch this space. Ek wil hom uitwys en net vir hom. Kom ons sing hierdie pragtige lied. As slotsang en dan bly staan, want ek wil vir U huis toe stuur met die seën van die Here. Kom ons staan julle. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n baas sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Kom ons sing. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel,
Prys die Here als wat lewe, prys die Here. Prys die Here o my siel, prys die Heer want hy is goed. Prys die Here als wat lewe, prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here sal vir u seën. Die Here sal vir u behoed. Die Here sal u toerus en die Heilige Gees sal u by die hand vat. Gaan maak 'n verskil. Amen.